A good morning. Sou bona. Ek dink ek raak nou uit taal uit. So, baie welkom hier. Dis vir ons 'n voorreg om hier saam te kan wees. Dis 'n voorreg want dit is die belofte van die Vader wat hy vir ons sê dat ons dan so die onderlinge byeenkomste nie moet versuim nie. Wat vir ons sê, ons moet kerk toe kom. Sodat ons in teenwoordigheid waar ons bymekaar is die Here ook teenwoordig, sodat ons dan so in sy teenwoordigheid kan wees. Die wonderlike voorreg wat die Here vir ons as mens gee. So mag die Here elkeen seën, mag die Here vir ons voorsien in elke behoefte en mag die Here ook in en deur ons lewens dan ook verheerlik word. Baie welkom hier vanoggend. Kom ons bid. Dankie Here, dankie vir finansies wat U vir ons gee, geld wat U vir ons gee om te kan leef mee, dinge te kan doen. Dankie waar ons dit ook vir U kan teruggee uit dankbaarheid. Liewe Vader, ek wil kom vra daar waar dit aangewend word, Here dat dit tot U eer, die verheerliking sal wees en dat siele bygevoeg sal word tot U koninkryk. Here seën asseblief die boodskap, seën ons as hoorders en Here dat dit ook tot uitwerking in ons lewens sal wees. Dankie Vader. Amen. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir U genade. Dankie Here vir U liefde. Dankie Here vir U ontferminge. Dankie Here vir die voorreg dat ons ook in hierdie oggend hier by mekaar kan wees. Here, ons is nie hier omdat ons maar net opgestaan het en net maar klaar gemaak het nie. Maar Here, ons is dankbaar vir die begeerte wat U in ons harte gewerk het. Here, om in U huis saam te kom. Here, om in U teenwoordigheid te wees, om U woord dan oop te kan maak en te kan lees, te kan leer uit U woord uit. Here, U te kan toelaat om in te werk in ons lewens. Here, ons is feilbaar, ons is mens. Maar dankie Here vir die groot genade, dat ons as feilbare mense, Here, in U wonderlike teenwoordigheid mag dan kom staan. Here, ons doen dit nie onverskillig nie. Ons doen dit, Here, met 'n groot ontzag teenoor U. Ons doen dit, Here, met 'n begeerte dat U sal inwerk. Here, dat U ons swakheid te hulp sal wees. Dat U ons genadig sal wees. Here, dat U ons sonde sal vergewe. Here, dat U ons sal help met ons lewe. Here, met die toekoms wat voorlê. Here, dat U vir ons wysheid sal gee, dat U vir ons dan so elke dag sal gee, Here, dat ons in alles wat ons doen, U naam sal verheerlik. En daarom, Here, besef ons opnuut maar net weer ons groot afhanklikheid van U. Dat U ons sal help, Here, dat U ons genadig sal wees. Here, ons is hier by mekaar om uit U woord uit saam te lees. Here, raak ons aan. Here, ontmoet ons in hierdie dag en word U naam daardeur verheerlik. Here, ons slaan ons oë op na die berge, want waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van U alleen, Here, wat hemel en aarde gemaak het. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Baie dankie vriende. Ek wil graag dan vanoggend ook vir u voorhou uit die wet van die Here, terwyl dit nou baie nou saamvattend is met die boodskap wat ons ook met mekaar gaan deel. So kom ons luister met die nodige eerbied ook na die wet van die Here soos dit opgeteken is in Eksodus hoofstuk 20. Ek is die Here jou God wat jy uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of wat onder op die aarde is, of wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling
wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensreg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Vervolgens, vriende, wil ek u nooi om dan weer saam met my te staan. Dan gaan ons saam belydenis doen van ons algemene ongetwyfelde Christelike geloof, en in antwoord daarop, dan sing ons dan ewig onbegryplik wese. So kom ons staan, dan doen ons saam belydenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Die week wat verby is, was 'n baie interessante week, en ek wil daarna verwys voordat ons nou oorgaan na ons skrifgedeelte. Die Dani Botha sage met die wegraping is daarom nou weer eers op hou gesit. Hulle het weer ander datums gegee, maar dit het ook nie gerealiseer nie. Die feit is, daar is so iets soos die wegraping. Die wegraping is die geleentheid wat die Here gesê het vir sy disippels, hy kom weer om ons almal weer te kom haal. So dis 'n wonderlike geleentheid waarna ons kan uitsien. Die probleem met wat hulle gedoen het, is daardie dag kom die Here. En die Here het vir ons gesê, ons weet nie watter dag nie, maar ons moet elke dag lewe, asof die Here op pad is, en hy nou by ons gaan wees, en ons nou gaan kom haal. So met ander woorde, dit moenie wees, Here, ons is nou by mekaar, Here, ons is nou voorbereid, Here, ons is nou in afwagting, want Here, U moet ons nou kom haal, Here, ons is nou reg nie. Die Here het gesê, die uur weet ons nie. Die Here gaan kom, en daarom het ek 'n verantwoordelikheid om reg te kan lewe. Nou wat intussen nou weer gebeur het, in Nelspruit in een van die kerke is daar 'n brief geskryf na 'n lidmaat toe, sonder dat ek gaan dit dan sê, dat die lidmaat is nie gesien nie, daar was nie persoonlike kontak gewees nie, daar's net 'n brief gestuur gewees, wat gesê het, jy kom nie meer kerk toe nie, en jy het 'n belofte gemaak, om dan so jou eie lewe, dan so reg te maak. Ek gaan nou van die kommentaar ook voorhou. Nou die probleem van was nou net gewees, ek sal daarvan hou as die kerk net uitreik, bietjie meer persoonlik is, bietjie meer, is daar 'n probleem. Maar, as ek net die ander kant van die muntstuk, van die kerk se kant af, net ook iets kan byvoeg, en ons gaan dit nou lees in die kommentaar ook, niemand sal my dwing om kerk toe te gaan nie. Elkeen van ons, as ons lidmaat word van die kerk, staan ons voor die kansel, ons maak 'n belofte. Ons maak 'n belofte as ons kinders doop. Ons doen dit nie net uit tradisie uit nie. Ons doen dit want daar's 'n belofte in die doopgeleentheid self vir ons kinders. En daarom wil ons getrou wees, wil ons die Here eer. Maar daarvoor het jy self 'n verantwoordelikheid. Die kerk kan jou nie gaan dwing nie. Die kerk kan jou nie kerk toe maak kom nie. Daar moet 'n begeerte in jou hart wees om te wil inskakel. Kerk gaan nie oor, ek kom daag op, ek sit agteroor, en ek kom hoor nou maar net gou wat die dominee sê nie. Want is nie die dominee wat dit sê nie. Dis die Here wat dit in ons harte moet kom werk. Here, ek is hier vandag uit gehoorsaamheid, dat U vir ons sê, ek moet kerk toe gaan. Selfs van die vroegste tye af, het die volk sorgstrukture gekry. Strukture waar hulle ingedeel is in verskillende stamme, verskillende families, verskillende gesinne. Die Here het hulle ingedeel om op sekere maniere versorg te kan word. Ons is almal verskillende gesinne, ons bly in verskillende huise. Maar nou het ons 'n kerk
waar ons dan so saam versorg kan word, saam in die teenwoordigheid van die Here kan wees. Daar is so baie raakpunte in van die argumente, waar 2 of 3 by mekaar is, daar is die Here ook teenwoordig. Die Heilige Gees is gestuur en hy kom maak woning in my as kind van God. So hoekom moet ek nou kerk toe gaan? Ek is kerk, word gesê deur die kommentare. Ek hoef nie kerk toe te gaan nie. Ons hoef nie almal by mekaar te wees nie, want waar 2 of 3 by mekaar is, daar is die Here mos nou teenwoordig. Daar is mos nou 'n byeenkoms. Versuim nie onderlinge byeenkomste nie. En die belofte wat jy gemaak het voor die Here. Ons vat stukke uit die Bybel uit, en dis my groot vrees van die tyd waarin ons leef. Ons vat stukke uit die Bybel uit, en ons verdraai dit, en ons neem nie in ag wat in hierdie staan nie. Ek vat wat ek van hou, en dis my godsdiens. En ek wil nie die hele Bybel lees, en die Here ontmoet, en die Here dien op die manier, wat die Here gedien moet word nie. Een van die kommentare, Bernard Toum sê, hulle begroting klop nie, dis kom hulle wil hê die mense moet terugkom. Nadat Dawid gesondig het, sê hy vir die Here, Here, offers, by menigte sal ek bring, om te betaal vir my sonde. Maar Here, U wil dit nie hê nie. Here, U soek 'n rein hart. En kom ek sê dit nou baie mooi. As jy geld vir die kerk gee, uit dwang uit, kan daai geld nie geseën word deur die Here nie. Ek moet bydra met die behoefte, met die begeerte om te seën. En dis wat Dawid moes besef het. Kerk gaan nie oor geld nie. Kerk gaan nie oor, ons moet hiernatoe kom, want die kerk moet geld hê, sodat almal net betaal kan word, sodat die ligte kan aanwees, sodat ons kan kerk hou nie. Dis nie waaroor kerk gaan nie. Kerk gaan, ek wil gevoed word deur die Here. Kyk, daai is nou erg. Niemand sal my dwing om kerk toe te gaan nie. Maak nie saak waar ek lidmaatskap sou hê nie. Dis hoekom die Here nie meer in mense en in kerke is nie, want alles word voorgeskryf in die kerke, ook tot die titel van die preke word maande vooruit bespreek. Dit sal nice wees as hulle dit vir my ook sal aanstuur. Want ek kry dit nie. Nee, my lewende God werk nie so nie, en dis waar ook die Heilige Gees nie kan beweeg nie. Hulle kan dan beslis, hulle kerk dan hou. Ek staan apaties teenoor die kerk, en ek maak reëls oor hoe die kerk moet wees, sonder dat ek binne die kerk is en deelneem aan die kerk. Elke lidmaat, elke persoon wat kerk bywoon, word genooi om deel te wees van die kerk. Vir my, die kerk moet jou die geleentheid gee om te groei in die Here. Ek het 'n behoefte, ek het 'n begeerte om dit te doen in die kerk. Laat die kerk vir jou die geleentheid gee om dit te kan doen. Dis waarvoor kerk is. Dis nie van, jy moet maar net lidmaatskap word en dan moet hulle jou voorskryf oor wat jy moet doen nie. Dis nie die kerk wat jou voorskryf nie. Ons gaan nou lees van die Here se ordeninge, van die Here, en dan sê hy, sy verordeninge, sy wette, sy voorskrifte. Dis nie die kerk wat dit voorskryf nie, dis die Here waarna sy verwys, wat dit voorskryf. Bedankheid deel van die grootste klug, spil in mense jeugenis. So eenvoudig soos dit. Onthou, hierdie is skrikwekkend, onthou, God het nie die mens gemaak nie, want die mens het God gemaak om beheer oor ander te hê. Ek weet nie eens hoekom lewer hulle kommentaar oor 'n kerklike ding. As ek sê, God is 'n illusie wat geskep is om mense nou mee te manipuleer. As ek so 'n brief moet kry, sal ek goed die Helen wees vir daai dominee en sy ouderlinge. Wat die valse predikers nie van preek in hulle ou kerkie nie, is dat ek en jy is die kerk, nie hulle nie. Gooi weg daai briefie en onthou een ding, kerk is waar jy en ons Vader besig is, en dit is in jou binne.
jou waar jy ook al is, by jou huis en in jou kar, by die skool, by jou werk ensovoorts. Daar's 'n greintjie waarheid in die hele argument, maar dis dit. Alle godsdienstige instellings is 'n klug en gebaseer op indoktrinasie en vrees vir die sogenaamde hel, wat in elk geval nie bestaan nie. Dis Afrikaans. Hoe kom ons op so 'n plek uit met die voorreg van voorgeslagte wat ons gehad het, waar daar boeke gevat is? Ek was een keer in Middelburg, Transvaal Middelburg, in die ou kerk in die middel van die dorp. En dan's daar foto's van toe daar nog nie dorp was nie, daar was net daai verskriklike mooi kerk gewees. Dan staan die ossewaans so uitgespan vir die nagmaal naweek, wat hulle almal gekom het vir die hele naweek van kerk, van konferensie, van kom ons is in teenwoordigheid van die Here. Dis ons mense gewees. Hoe kom ons volk op 'n plek waar ons God minag? Want ons is God, sê die mense. Ons erken nie meer God nie. Daar's nie hel nie, want ek hou nie van die gedagte van hel nie. Ek wil nie hê iemand moet kerk toe kom. Iemand moet kind van God word, omdat hulle bang is hulle gaan hel toe nie. Dis die verkeerde rede. Ek het die Here ontmoet as saligmaker, omdat ek hemel toe wil gaan. Omdat ek wil hê, my lewe moet God verheerlik. Dis hoekom ek kind van God geword het. Omdat ek, voordat ek kind van God geword het, toe ek 16 was, het ek agtergekom, my lewe verheerlik nie die Here nie. My lewe is op 'n verkeerde pad. So, toe kom ek op 'n plek, ek kan dit nie self doen nie. Toe kom ek agter, my lewe is 'n slegte invloed op ander kinders. Toe ek klein was, toe wil die bure nie hê hulle kind moet met my speel nie, want ek leer die kinders langs aan vloek. Ek was 'n slegte invloed op ander kinders. Ek het verkeerde dinge gedoen as kind. Here, dis nie die regte lewe nie. As ek lees in die Bybel, en dan waardeer ek dit van die Bybel, dat ek sien, Dawid het 'n fout gemaak in sy lewe. Hy's mens, maar dit gee my nie rede om foute goed te praat nie. Dit wys vir my, ons kan 'n fout maak, maar dan wys dit vir my, hoe maak ek die foute reg in my lewe? Hoe kan dit vir my moontlik wees om God te kan dien? So, vir my kerk is die plek waar ek wil wees. Jou besluit. Jou keuse wat jy maak. Met jou belofte en jou afhanklikheid van die Here. Here, ek wil hier wees, want ek wil hoor wat U vir my wil kom sê in hierdie oggend. Ons gaan saam lees uit Deuteronomium. Deuteronomium is die laaste boek wat deur Moses saamgestel is. Deuteronomium in Grieks is Deutros nomos, nomos is wet, Deutero is 2, so dis die tweede wet wat nou voorgehou word aan die nuwe geslag. Dis net voordat hulle die beloofde land gaan inneem, nou die eerste 11 hoofstukke, kyk Moses en hy wys hulle terug oor die geskiedenis. En ons gaan nou daarna ook vinnig verwys in ons skrifgedeelte. Herinner ons aan dit wat die Here reeds vir ons gedoen het. Herinner ons aan die teenwoordigheid van die Here. Daar's so baie vraagstukke in mense se gemoed. Is God regtig? Is die Bybel regtig? Daar's soveel profesieë in die Bybel en elkeen word waar. Selfs by die maagdelike geboorte van Jesus Christus. Die woord is God se instruksies om toe te pas op my lewe. So nou kyk hy terug. Nou herinner Moses die volk. Dit is
God. God het nie verander nie. En nou kyk ons vorentoe van hoofstuk 12 af. Hierdie is nou die pad wat ons vorentoe gaan loop. Met die verantwoordelikheid, daar was foute gemaak in die verlede. Nou herinner die Here ons, hy gee weer vir ons die wet. Hy gee weer vir ons die instruksies. Gee weer vir ons wat ons moet doen. Nie, ek kan dit toepas soos ek wil nie. Ons gaan nou lees. Ek hou vir jou seën voor, en ek hou vir jou die vloek voor. Dis die twee keuses wat ek het om toe te pas in my lewe. Die Here beloof sy seën, as ek sy verordeninge nakom. En as ek dit nie doen nie, dan sê die Here, ek sal onder sy vloek wees. So kom ons lees saam. Deuteronomium, hoofstuk 11. Daarom moet jy die Here jou God lief hê en altyd sy ordeninge, sy insettinge, sowel as sy verordeninge en sy gebooie onderhou. Dis 'n moed. En julle moet vandag weet, dat ek nie spreek tot julle kinders wat die onderwysing van die Here, julle God nie geweet en nie gesien het nie. Sy grootheid, sy sterke hand en sy uitgestrekte arm en sy tekens en sy dade, wat hy in Egipte gedoen het aan Farao, die koning van Egipte en aan sy hele land. En wat hy gedoen het aan die leer van Egipte, aan sy perde en sy strydwaans, waaroor hy die waters van die Skelfsee laat aanstroom het toe hulle julle agtervolg het, sodat die Here hulle omgebring het tot vandag toe. En wat hy vir julle in die woestyn gedoen het, toe julle aankoms op hierdie plek. As ek net vir 'n oomblik kan onderbreek. Die Bybel is waar. Hierdie geleenthede is in die geskiedenisboeke ook opgeteken, buite die woord van die Here. So dit bevestig dit. Vers 6. En wat hy aan Datan en Abiram, die seuns van Eliab, die seuns van Reuben gedoen het, hoe die aarde sy mond oopgemaak en dan is saam met hulle huisgesinne en hulle tente en al die lewende wesens agter hulle aan, onder die hele Israel verslind het. Maar julle eie oë het gesien al die groot werke wat die Here gedoen het. Onderhou dan al die gebooie wat ek jou vandag beveel, dat julle sterk kan wees en inkom en die land in besit neem, waarin julle oortrek, om dit in besit te neem, en dat julle die dae kan verleng in die land, wat die Here aan julle vaders met 'n eed beloof het, om aan hulle en hulle nageslag te gee, 'n land wat oorloop van melk en honing. Van die land waarheen jy gaan om dit in besit te neem, is nie soos Egipte land waar julle uitgetrek het, wat jy met jou saad besaai en met jou voet soos 'n groentetuin nat gelei het nie. Maar die land waarin julle oortrek om dit in besit te neem, is 'n land van berge en laagtes, wat van die reën van die hemel water drink, 'n land waar die Here jou God voorsorg. Die oë van die Here jou God is altyd deur daarop, van die begin van die jaar tot die einde van die jaar. As julle dan goed luister na my gebooie, wat ek julle vandag beveel, om die Here julle God lief te hê en hom te dien met julle hele hart en met julle hele siel, dan sal ek die reën van julle land gee op die regte tyd, vroeë reëns en laat reëns, sodat jy jou koring en jou mos en jou olie kan insamel. Ek sal jou plante gee op jou veld vir jou vee, en jy sal eet en versadig word. Neem julle in ag, dat julle hart nie verlei word nie, sodat julle afwyk en ander gode dien en voor hulle neerbuig, en die toorn van die Here teen julle ontvlam, en hy die hemel toesluit, sodat daar geen reën is, en die aarde sy opbrengs nie gee nie, en julle gou uit die goeie land omkom, wat die Here julle gee. Lê dan hierdie woorde van my weg in julle hart. Hy sê, luister nou mooi. Lê dan hierdie woorde van my weg in julle hart, en in julle siel, en bind dit as 'n teken op julle hand, en laat dit as 'n voorhoofsband tussen julle oë wees, en leer dit julle kinders, deur daaroor te spreek, as jy in jou huis sit, en as jy op die pad is, en as jy gaan lê, en as jy opstaan, en skryf dit op die deurposte van jou huis, en op jou poorte, sodat julle dae en die dae van julle kinders in die land, wat die Here julle Vader aan julle met 'n eed beloof het, om aan julle te gee, kan vermenigvuldig, soos die dae van die hemel bo oor die aarde. Want as julle ywerig al hierdie gebooie hou, wat ek julle vandag beveel, om dit te doen, deur die Here julle God lief te hê, en al sy weë te wandel en hom aan te hang, dan sal die Here al hierdie nasies voor julle uitverdrywe,
en julle sal groter en magtiger nasies as julle uit hulle besitting verdrywe. Elke plek waar julle voet sal optrap, sal aan julle behoort. Van die woestyn in die Libanon, van die rivier, die Eufraat-rivier, tot by die Westelike See, sal julle grondgebied wees. Niemand sal teen julle standhou nie. Die Here julle God sal die skrik wees, 'n skrik en vrees vir julle oor die hele land laat kom, waarop julle sal loop, soos hy julle beloof het. Kyk, ek hou julle vandag seën en vloek voor. Die seën as julle luister na die gebooie van die Here julle God, wat ek julle vandag beveel, en die vloek as julle nie luister na die gebooie van die Here julle God nie, maar afwyk van die weg wat ek julle vandag beveel, om agter ander gode aan te loop, wat julle nie geken het nie. As dan die Here jou God jou inbring in die land waarin jy gaan, om dit in besit te neem, moet jy die seën op die berg Gerizim lê, en die vloek op die berg Ebal. Lê hulle nie oorkant die Jordaan, agter die pad, wat in die weste, in die land van die Kanaaniete, wat in die vlakte woon, teenoor Gilgal, by die terpentynbome van More nie, want julle trek deur die Jordaan om dit in besit te neem, om dit in besit te gaan neem, wat die Here julle God aan julle sal gee, en julle sal dit in besit neem, en daarin woon. Onderhou dan sorgvuldig al die insettinge, en die verordeninge, wat ek julle vandag voorhou. Ons lees net tot daar, uit die wonderlike woord van die Here saam. Hebreërs 11 vers 19. Leer dit aan julle kinders, deur daaroor te spreek as julle in julle huis sit, en as julle op die pad is, en as julle gaan lê, en as julle opstaan. Een van my gunsteling gedeeltes, 1 Korintiërs 11 vers 1. Wees my navolgers, soos ek dit ook van Christus is. Johannes 15 vers 4. Bly in my, soos ek in julle. Ons tema, leer dit aan julle kinders. Die wet, sowel ons skriflesing is baie duidelik, God se standaard is dat ons as gesin die Here moet dien. Maar toenemende druk op ons samelewing, ouers wat moeilike omstandighede beleef, maak dat daar 'n groot afwesigheid in gesinne is, wat 'n hele sneeubal effek in ons samelewing het. Met ander woorde, die omstandighede waarin ons bevind in die werksplekke wat ons deesdae dan so beklee, maak dit vir ons as gesin moeilik om alles te kan doen wat die Here van ons vra. Nou, pas ons dan die Here aan, of kyk ons, hoe kan ons ons omstandighede laat aanpas by dit wat die Here van ons vra? Die Here is nie buigbaar nie. Die Here akkommodeer nie sonde nie. Die Here akkommodeer nie, Here, ek kan nie nou nie. Here, U moet nou verstaan my omstandighede. Dit is nie eenvoudig in die Woordeboek, in die Bybel opgeteken van die Here nie. Met ander woorde, ek kan nie my omstandighede maak dat dit die bepalende faktor is van hoe ek die Bybel dan moet interpreteer nie. Die Bybel bly die woord van God, bly die standaard van God. So met ander woorde, nou moet ek, Here, ek wil U dien. Here, ek gaan U eer. Maar, Here, ek het nou heel week hard gewerk. Ek staan vanoggend terwyl ons voorsaam doen, nou kry my bene kramp. Nou dink ek, nou moet ek nog die hele ruk gaan staan om te gaan preek ook. En my bene kramp, want ons het baie uitdagings by die huis. Baie stof, die gang is toegeplak met 'n seil, sodat dit waar hulle bouwerk doen, waar die ceilings moet vervang, na ons al die skade gehad het met die reën, baie verskonings wat elkeen van ons kan gee. Here, my omstandighede, laat nie nou toe, dat ek nou kan kerk toe gaan nie. Here, wat ook al. Vir my, as ek wil hê, die voorwaarde lê by my. As ek wil hê, die Here moet my seën, dan moet ek die ordeninge van die Here nakom. Dan moet ek doen wat die Here van my vra. Dis nie 'n dwang nie. Dis nie 'n swaard wat oor my kop hang nie. Dis nie van, Here, ek wil dit nou nie eintlik doen nie, maar net omdat ek bang is nou vir die vloek, nou sal ek nou maar hierdie doen nie.
Dis nie ek hardloop weg van die slegte en nou is dit gelukkig die goeie aan die ander kant nie. My begeerte, dit wat ek wil hê, is die goeie uit die hand van die Here uit. Maar om dit te ontvang van die Here af, het ek 'n verantwoordelikheid. Ek gaan nie heeltyd my kind prys as hulle sleg doen nie, as hulle stout is nie, en sê, toe maar, daar's darm nog ander kinders wat stouter as jy is nie. Verkeerd is verkeerd. Ek kan nie my kind in die afgrond in afhelp nie. Ek het 'n verantwoordelikheid om my kind blootstelling aan die Here te gee. En ek dink dis een van ons groot probleme. En ek gaan dit nou sekerlik te kras uitdruk. Maar ek dink ons het te sleg geword om die verordeninge van die Here na te kom. En nou lyk ons kinders so. Nou is ons kinders die produk van die 3de en die 4de geslag wat die Here nie dien nie. My kinders sien in my lewe die verskonings. My kinders leer by my verskonings. Daar's net 3 gedagtes wat ek graag aan u wil voorhou. Vers 1 van ons geleesde gedeelte, daarom moet jy die Here jou God lief hê en altyd sy ordeninge, sy insettinge, sowel as sy verordeninge en sy gebooie onderhou. As ek die Here liefhet, sê Moses hier vir ons. As ek sê, ek het die Here lief, beteken dit, ek onderhou sy gebooie. Nie 80% nie, ek probeer die meeste, ek is mens, ek probeer darm alles doen nie. Dit sê, ek maak nie 'n kompromie met my lewe nie. Dit sê, ek doen wat die Here van my vra. Die bekommernis is, en dis hoekom ek vir u die brief en die kommentaar voorgehou het, ons skep ons eie godsdiens. En dan sê ons, en baie ken na die gedeelte, moenie oordeel nie. Want wie is jy om my te oordeel? En dan kry ons die wyse Paulus, dan skryf hy in die brief aan die Romeine, hy sê, ons moet regverdig oordeel. So hy sê, ons moet oordeel. Ek pas dit toe in my gesin. Ek veroordeel nie, ek oordeel. Dit wat ons nou doen, wat gaan die uiteinde daarvan wees? As ek iets toelaat, wat gaan die uiteinde daarvan wees? Ons het nou lekker gespeel, ons het nou lekker vuil geword, ons het nou so 'n jong brak daar by die huis, dis nog nie 'n hond nie, dis nog 'n brak op hierdie stadium, want daai ding vreet enigiets op. So, as ons buite by die swembad gaan sit, dan sy oor jou, sy lek aan jou en alles, en ek wil nie vir jou alles sê wat in daai hond se mond al was nie, maar ek sal beslis nie met hierdie hande, na ek die hond gevryf het en met die hond gespeel het, gaan iets eet nie. Vanoggend toe ek die deur oopsluit, toe lê daar iets wat 'n duif was voor die deur, wat nie meer is nie, wat sy deur die nag ergens gevang het en toe half gevreet het en goeters. So toe tel ons die oorblywende karkas op en gooi dit weg. So, dan gewas ek my hande. 1 + 1 moet sin maak. So met ander woorde, as ek vir myself omgee, dan moet ek my onderhou. Ek moet gaan hande was, voor ek iets eet, voor ek met my hande gebruik, voor ek my tande gaan borsel, voor ek aan myself raak met daai vuil hande. Dis logies. Nou ek wil dit direk toepas op my geestelike lewe. Toe die woord van die Here oorgeskryf is, vroeër was daar nou nie fotostaatmasjiene gewees nie. Dan het al die priesters saamgekom, en dan is die woord van die Here voorgehou, voorgelees. En dan is dit neergepen om dit dan te versprei. Elke keer as hulle by 'n naam van die Here gekom het,
dan het almal opgestaan, die vertrek verlaat, gaan bad, skoon aangetrek, teruggekom, gestaan by die tafel, dan die naam van die Here neergeskryf, dan het hulle gaan sit en verder geskryf. Nou van die verse, lees jy 3 woorde, dan sit weer, Jesus of Here of hoe ook al. Dan het hulle 3 woorde geskryf, opgestaan, hulle self weer gaan reinig, want hulle wil nie eers onrein wees. Enige sweet, maak nie saak wat nie, wil hulle hê aan hulle, as hulle met groot verantwoordelikheid die naam van die Here neerskryf nie. Sorgvuldig oor die groot respek wat ek vir die Here het. En dis ons uitdaging. God is daar om my te help. Om vir my te voorsien in my lewe. Dis nie waar nie. God is daar om my te help om oorwinning in my lewe te hê. Om my in staat te stel. God is daar sodat ek afhanklik van hom kan wees. Sodat ek God kan vra om my te seën sodat ek ander kan seën. God is daar om my te help sodat ek hom kan verheerlik deur my lewe. Dit is waarvoor God daar is. Nie sodat, met alle respek, sodat ek hom net kan gebruik nie. En sodat ek hom kan toepas soos wat ek wil nie. Ek hou vir jou seën en ek hou vir jou die vloek voor. Ek het 'n verantwoordelikheid. As ek sê ek het God lief, en dis net seker maar waar dit moeilik raak. Ek is verantwoordelik vir myself. Ek is nie verantwoordelik vir my lewensmaat nie. Ek is nie verantwoordelik vir die keuses wat my kinders maak nie. Maar, wat my aanbetref, ek wil die regte ding doen. En dis wat my mooi is in die woord van die Here. Josua gaan 'n stapie verder. Josua 24 vers 15. Hy sê, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Nie, ek gaan probeer laat my gesin die Here dien nie. Ek het al hoeveel keer as ons huweliksberading doen of as ons gesels, die groot verantwoordelikheid kom altyd vir my neer op die man. En dis wat dit miskien maar moeilik is vir ons in ons huwelike. Josua het daai besluit geneem. Here, omdat U vir my 'n vrou gegee het, omdat U my geseën het met kinders, ek sal sorg dat dit in my huis so gaan. Ek het 'n verantwoordelikheid voor die Here. Ek kan nie laat my godsdiens bepaal word deur mense se opinies en ander omstandighede nie. Ek het 'n verantwoordelikheid, omdat ek sê ek het die Here lief, om dan so te onderhou wat die Here van my vra. So ek pas die woord van die Here toe in my lewe, en ek doen wat die Here van my vra elke dag. Vers 8. Onderhou dan al die gebooie wat ek jou vandag beveel. Nie seker is nie, al die gebooie, dat jy sterk kan wees. Hoe wil ek sterk wees? Ek kan nie in my eie krag wil sterk wees nie. Dis nie wat die Here vir ons gee nie. Dis nie die belofte van die Here nie. Die Here sê, as ek dit onderhou, dan sal ek sterk wees. Jesaja 40 vers 31, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Dis die Here wat my sterk maak. Dis die Here wat vir my voorsien, sodat ons kan sterk wees en inkom en die land in besit neem. Hierdie was nie beloftes net vir daardie geslag nie. Dis hoekom Moses terugverwys na die geskiedenis en hy wys vir hulle die pad vorentoe. Dan sê hy vir hulle, wees nou net versigtig. Tree op met verantwoordelikheid,
Want dit gaan nie net oor jou nie. Dit gaan oor jou kinders. Dit gaan oor jou nageslag. Die tweede, vers 2 sê, en julle moet vandag weet dat ek nie spreek tot julle kinders wat die onderwysing van die Here julle God nie geweet en nie gesien het nie. Sy grootheid, sy sterke hand en sy uitgestrekte arm en sy tekens en sy dade wat hy in Egipte gedoen het nie. Aan Farao, die koning van Egipte en aan sy hele land, vers 4, vers 5, vers 6 nog steeds. Dan sê vers 7, maar julle eie oë het gesien al die groot werke wat die Here gedoen het. Die tweede, sien is glo. As 'n spreekwoord, monkey see, monkey do. Wat 'n voorbeeld sien my kinders in my lewe. Moses sê nou vir die volk wat voor hom staan, ek sê dit nie vir die kinders hier nie, ek sê dit vir die groot mense, julle wat die wonders van God gesien het, julle wat sê, ons eerste gedagte, wat sê dat julle die Here lief het, julle moet dan so lewe, sodat die volgende geslag ook God in julle kan raak sien, sodat die volgende geslag God se werking in julle lewe kan raak sien. So nou, vra dit van my 'n verantwoordelikheid. Gee dit vir my dan hierdie voorreg, om dan vir my kinders te wys, hoe moet die Here gedien word? Sonder verskonings, sonder wat ook al. Ek het hoeveel kere al van hierdie kant af gesê, en ek het Peer ook baie mooi gesê, toe hy 'n dominee word. My grootste uitdagings as dominee, is nie waar ook al by die gemeente nie. My grootste uitdagings is binne my eie huis. Nie omdat hulle stout is nie, daarom nie. Maar is omdat hulle my die beste ken. As ek moeg is, as dinge nie reg verloop nie, as dinge ongemaklik is, as dinge gebeur wat ons nie van hou nie, as daar nie geld is nie, as alles net skeef loop, is hulle by my. Hulle hoor my reaksie. Hulle sien hoe ek optree. As my kinders nie in my huis leer hoe om volwasse te wees, waar anders gaan hulle dit wees? Waar anders gaan hulle dit leer? Die skool leer jou nie dit nie. Nergens anders te leer jy hoe om te kan lewe nie. Daar's nie so vak nie. Al is dit lewensoriëntering of lering, ek weet nie eens wat is die vakke nie. Dit leer jou nie hoe om te leef nie. Dit leer jou nie van keuses in die lewe nie. Dit leer jou nie van glo, maak die saak van die omstandighede nie. Hulle moet dit in my lewe sien. Monkey see, monkey do. Daar's nie 'n onderskeiding van wat pappa en mamma mag doen en wat die kinders nie mag doen nie. Daar's nie 0 tot 18 in my huis nie. Ek lewe met 'n verantwoordelikheid. Want ek wil hê my kinders moet in my voetspore volg. Ek wil hê my voetspore moet vir hulle duidelik wees. Ons maak foute. Ons is nie volmaak nie. My vraag weer is, waar gaan my kinders sien hoe om 'n fout reg te maak as hulle dit by my sien nie? As ek verkeerd gereageer het, waar gaan my kinders leer om verskoning te vra as hulle dit by my leer nie? Ek kan 'n fout maak. Dis baie min. Ek kan 'n fout maak. Dan moet ek mans genoeg wees om te sê ek was verkeerd. As hulle dit nie by my leer nie, waar gaan hulle dit anders te leer? Ek moet my kind leer. Dis hoekom my kind in my huis is, sodat ek my kind kan leer en om 'n verhouding
met die Here te hê. Die laaste gedagte. En dis waarby ons almal wil uitkom. Ek wil my kind leer, God voorsien. Vers 10. Want die land waarheen julle gaan, om dit in besit te neem, is nie soos Egipte land, waar hulle uitgetrek het nie. Net vir 'n oomblik onderbreek. Hulle het in die land Gosen gebly, as jy onthou die geskiedenis uit. Die land Gosen is waar die Nylrivier is, en waar hy nou net uitspruit, voordat hy nou in die oseaan ingaan. Nou daai was 'n baie vrugbare gedeelte van die land, van Egipte. Baie goeie opbrengste. Nou sê die Here, en dit is nou vir my ironies, hierdie arme volk sit in die woestyn. En nou sê die Here vir hulle, die land waar julle gaan, is nie soos daardie land, Gosen nie, wat nou baie vrugbaar is nie. Die rede, wat jy met jou saad besaai, en met jou voet soos 'n groentetuin nat gelei het nie, hoor die oorvloed van water wat daar is, maar wat ek moes doen om dit te kry. Maar, vers 11, maar die land waarin julle oortrek om dit in besit te neem, is 'n land van berge en laagtes, wat van die reën van die hemel water drink, die afhanklikheid, nie van riviervoorsiening en wat ook al nie, maar van die Here se voorsiening, 'n land met die wonderlike belofte, 'n land waar die Here jou God voor sorg. Die land Gosen het seisoene, wanneer dit reën, wanneer dit nie reën nie. Die land waar die Here ons heen stuur, 'n land waar die Here jou God voorsorg. Die oë van die Here jou God is altyd deur daarop, van die begin van die jaar tot die einde van die jaar, ongeag wat 'n seisoen. God voorsien. Nou, wanneer voorsien die Here? Vers 13. As julle dan goed luister na my gebooie, wat ek julle vandag beveel, om die Here julle God lief te hê, en hom te dien, met julle hele hart, en met julle hele siel, dan sal ek die reën van julle land gee op die regte tyd, vroeë reëns en laat reëns, sodat jy jou koring en jou mos, en jou olie kan insamel. As julle, dan sal God. Die wonderlike belofte wat die Here vir ons gee, dat God wil voorsien in elke behoefte, elke seisoen van my lewe. Ek weet nie van julle nie, maar dis my begeerte vir my en vir my kinders en vir ons kleinkinders. Hulle moet weet, God voorsien. God voorsien, nie net nou in weelde nie. God voorsien, elke dag, manna en kwartels. God voorsien in elke behoefte. God voorsien in krag. God voorsien in die uitkoms van omstandighede. God is betrokke in my lewe. Ek kan in elke aspek van my lewe, kan ek God dien. Kan ek God eer met my lewe. En daarom is dit my begeerte om aan te gee na my kinders, om aan te gee na my kleinkinders. Die wonderlike voorreg wat ons het. Maar, en nou wil ek amper terugval na daai brief en al die kommentaar. Maar, dominee, ek kom nie kerk toe nie. En dan gee ek my verskonings. Dis my regtig jammer dat ons verskonings uitdink. En dan gee ons baie redes. En baie keer is ons verkeerd. Dan weet ons nie eens eintlik waaroor ons verskoning maak nie. Daai het my aangekyk vanoggend. Daai het my nie gegroet nie. Daai en dit, en dan sit jy waarskynlik nog 'n misverstand ook gewees. Maar nou wil ek die kerk toe kom nie, want ek het nou 'n verskoning oor watter ook al. Hou op met verskonings, sê die Here vir ons. Ek het 'n verantwoordelikheid
om die Here te dien. Die verantwoordelikheid kom ek na, omdat ek 'n begeerte het om die seën van die Here te ervaar. En om die seën van die Here deur my lewe te laat uitdra na ander toe. Weet jy wat sê hierdie gedeelte vir ons? Hierdie gedeelte vra, wil jy 'n seën wees vir ander? Die ander kant van die muntstuk? Wil jy 'n vloek wees vir ander? As jy nie 'n seën is nie, dan is jou lewe 'n vloek. Nie net vir jouself nie, ook vir die wat om jou is. Hierdie volk staan op die drempel om die beloofde land in te gaan. Wat het gebeur 40 jaar terug? Nee, Here, ons kan nie. En die hele geslag word 'n vloek van die Here. Sterf uit, omdat hulle onwillig was. Die Here beloof, as ek as kind van God, wat sê ek die Here lief, die Here soek, en die Here dien, dat dit my begeerte van my lewe is, dan sal die Here nie net my lewe seën nie, maar die belofte wat hy vir ons gee in Kronieke, die Here sal selfs ons land genees. Dit is hoe ver die seën van die Here strek. As ek en jy bereid is om 'n seën te wees vir ander. So, na aanleiding van die brief, as jy nie 'n seën wil wees nie, moet asseblief nie kerk toe kom nie. As jy 'n seën wil wees, kom wees kerk saam met ons. Kom dien die Here en laat ons mekaar help en ondersteun om die Here te kan dien. Amen. Kom ons bid saam. Here, dit is met groot opgewondenheid in ons harte. Here, dat ons kan besef, ons kan 'n seën wees. Here, u begeerte is om ons te seën. En Here, daarom wil u dan die seëninge van die hemel, die vensters van die hemel open, Here, en op ons laat neerreën, elke seisoen. Here, u oë is altyd deur op ons. En daarom, Here, gee vir ons, dat ons die regte keuse sal maak. Here, van die keuses is maklik, van die ander is moeilik, Here. Maar gee dat ons die keuse sal maak. Ek wil hê, my lewe moet 'n seën wees vir ander. Bewaar ons, Here, dat ons lewens nooit 'n vloek sal wees nie. Weerhou ons voet van dit. Here, dat dit nooit sal gebeur nie. Vergewe ons, Here, as dit al gebeur het. Here, ons wil kom bid soos Dawid. Maak opnuut, Here, 'n rein hart in my binneste. Gee opnuut, Here, dan so daardie vaste gees wat u ook vir Dawid gegee het. Here, help ons, laat ons 'n seën sal wees en laat ons u naam in alles sal verheerlik. Amen. Ons slotlied is 'n lied wat ons God drie-enig wil eer. Dis my begeerte om 'n seën te wees, moet ek die Here eer. So kom ons staan, dan sluit ons af met hierdie seën.
Here ons elkeen ryklik seën, mag ons elkeen tot seën wees vir ander. Ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.